Ja, goeienaand aan julle almal. Ek is baie dankbaar dat julle ingeskakel het by ons Bybelstudie vir vanaand uit 1 Korintiërs hoofstuk 14. Ek wil vir ons lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. En dit is in 'n sekere sin een van die kontroversiële dele van Korintiërs, omdat die charismatiese gelowiges baie sterk standpunt inneem vir glossolalie, die spreek in tale. En ek dink Paulus bring hier 'n bepaalde gebalanseerdheid in hoofstuk 14. Soos gebruiklik wil ek vra dat u eens saam met my 'n gebed sal doen. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie dat u ons versorg. U het vir ons wonderlike reën beskik hierdie seisoen. U het ons gebede verhoor. Op baie plekke het die reën presies op die regte tyd gekom. En as dit 'n bietjie later gekom het, dan was dit te laat. So is u altyd op tyd. U is altyd gereed om in ons lewens in te tree. En u sorg vir ons. En ons sien dit raak. En ons is dankbaar dat u ons gebede verhoor. Ons wil bid dat u vanaand ons ook sal lei in hierdie Bybelstudie, dat ons u woord korrek sal verklaar, dat ons saam na u woord sal luister en daardeur aangeraak sal word. U woord is prakties en gerig op ons lewe en daarom bid ons ook dat u aan ons die moed en die krag sal gee om die woord te gaan uitleef. Dit vra ons van u in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees dan nou 1 Korintiërs hoofstuk 14 vanaf vers 1 en soos wat ek reeds gesê het, gebruik ek die 2020 vertaling. Nou, onthou nou die vorige hoofstuk het Paulus gepraat in 1 Korintiërs 13. Mens kan eintlik maar sê die slotverse van hoofstuk 12, neem ek julle na toe terug, wanneer hy sê, julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste weg. En dan die heel beste weg is die weg van die liefde. Dit was 1 Korintiërs hoofstuk 13, nee. Nou, dit is die heel beste weg en alles staan nou in die atmosfeer van die liefde as hy kom by hoofstuk 14. Hy sê, jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. Die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie. Deur die Gees praat hy verborgenhede. Die een wat profeteer, praat egter wel met mense om hulle op te bou, te bemoedig en te vertroos. Die een wat in tale spreek, bou homself op, terwyl die een wat profeteer die gemeente opbou. Ek wil hê dat julle almal in tale spreek, maar meer nog dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter waarde as die een wat in tale spreek, tensy hy dit kan uitlê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. Broers, as ek dan nou na julle kom en in tale spreek, watter nut het ek vir julle, tensy ek tot julle voordeel 'n openbaring of 'n insig of 'n profesie of 'n lering meedeel. Dit sal wees soos lewelose dinge wat klank voortbring, 'n fluit of 'n lier. As dit nie onderskeibare klanke voortbring nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of op die lier gespeel word? As 'n trompet 'n onduidelike klank voortbring, wie sal gereed maak vir oorlog? So ook julle. As julle tonge nie 'n duidelike verstaanbare boodskap oordra nie, hoe sal enige iemand verstaan wat daar gesê word? Want julle sal in die wind praat. Daar mag hoeveel verskillende tale in die wêreld wees, en tog is nie een sonder klank nie.
As ek nie die betekenis van die klank ken nie, sal ek vir die spreker daarvan 'n vreemdeling wees en hy vir my. So ook met julle. Aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente. Daarom moet die een wat in tale spreek bid, dat hy dit kan uitlê. Want as ek in 'n taal bid, bid my gees wel, maar my verstand is onvrugbaar. Wat is dan die slotsom? Ek sal deur die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal deur die gees lofsange sing, maar ek sal ook met die verstand lofsange sing. Want as mens net in die gees 'n lofprysing bring, hoe sal iemand in die posisie van 'n oningeligte amen kan sê op jou danksegging, aangesien hy nie verstaan wat jy sê nie? Jy mag wel goed dank betuig, maar dit dien nie tot opbou van die ander persoon nie. Ek dank God dat ek selfs meer as julle almal in tale spreek, maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat, om ook ander te kan onderrig, as om duisende woorde in 'n onverstaanbare taal te praat. Broers, moenie kinders wees in julle denke nie. Wees wel klein kindertjies wat die kwaad betref, maar volwassenes in julle denke. In die wet staan daar geskryf: in vreemde tale en deur die lippe van vreemde sal ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle nie na my luister nie, sê die Here. Hiervolgens is die spreek in tale 'n teken, nie vir gelowiges nie, maar vir ongelowiges, terwyl profesie nie vir ongelowiges is nie, maar vir gelowiges. As die hele gemeente dan op een plek vergader en almal in tale spreek en daar kom oningeligtes of ongelowiges binne, sal hulle nie sê, julle is van julle sinne beroof nie, maar indien almal profeteer en 'n ongelowige of 'n oningeligte persoon kom binne, word hy deur almal tot insig gebring en tot verantwoording geroep. Die geheime van sy hart word blootgelê en hy sal met sy gesig op die grond val, God aanbid en erken, werklik, God is in julle midde. Tot sover, ek het gedink ek het hierdie gedeelte voorberei, dat ons dit sal dan vanaand doen. Nou, kom ons begin dan sommer, ek dink die eerste vers is nogal baie belangrik, en ek wil hier, ons moet kyk na 'n stuk wat ek opgestel het. Dit is maar die basiese eksegese van daardie eerste belangrike vers. Ek wil net gou dit met julle deel. Goed, daar is hy. Kom ons blaai net heeltemal op. Daar is hy. Goed. Ek het nou reeds vir julle hierdie inleidende gedeeltetjie verduidelik, dat dit gaan eintlik hier in hoofstuk 14 oor die uitvloei van hoofstuk 13, dat in die kerk van die Here behoort ons in liefde ons gawes te beoefen. Nou, hy sê in vers 1, en dis nou baie basiese eksegese, en die hele hoofstuk vloei voort uit hierdie vers uit, jaag die liefde na, kom uit hoofstuk 13, en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. So, nou moet 'n mens kyk na hierdie werkwoorde, jaag en streef. Nou, die woord vir jaag is die Griekse woord dioko, om te agtervolg of te vervolg, te jaag of vorentoe te druk. Nou, die gebruik van hierdie Griekse woord dioko beteken hoofsaaklik om iets met intensiteit na te jaag of
in die Nuwe Testament word dit dikwels gebruik in die konteks van vervolging, waar individue of groepe agtervolg word met die doel om te onderdruk of skade aan te doen. Dit kan ook beteken om ernstig na 'n doelwit te streef. So die oko is 'n woord wat ek baie van hou, en ek dink dit is in hierdie tweede betekenis wat dit dan ook gebruik word, en is ook so vertaal, om ernstig met ywer iets na te jaag, om 'n doelwit na te streef met vasberadenheid, met dringendheid. Daar's 'n gevoel van dringendheid en vasberadenheid in die gedagte van jaag die liefde na. Hoe dringend en hoe vasberade is ek en jy in die najaag van die liefde? En dan in die Grieks-Romeinse wêreld was die konsep van nastrewe bekend in verskeie kontekste, met ander woorde, jag of regsaksies. Die vroeë Christene wat onder die Romeinse heerskappy geleef het, het dikwels vervolging weens hulle geloof ondervind. Die woord vang beide die fisiese en ideologiese strewe wat gelowiges in die gesig staar, sowel as die geestelike strewe na geregtigheid in die koninkryk van God. Goed, liefde is die bekende woord agape, jaag die liefde na, met dringendheid, met krag, en agape beteken dood eenvoudig opofferende liefde, die type liefde, onbaatsigtige liefde, onvoorwaardelike liefde. Dit is alles woorde wat jy kan gebruik in Afrikaans om hierdie liefde te beskryf. Onbaatsigtig, opofferend, onvoorwaardelik. Onthou, Grieks het 3 verskillende woorde vir liefde. Daar is eros en philia. Eros is romantiese liefde en philia is broederliefde. So Paulus kies vir hierdie spesifieke woord, opofferende liefde. Dit is ook die liefde waarmee Christus ons dan liefgehad het. In die Grieks-Romeinse wêreld is verskeie vorme van liefde erken, maar agape was duidelik in sy klem op onbaatsigtigheid en opoffering. Vroeë Christene het hierdie term aangeneem om die liefde te beskryf wat God deur Jesus Christus getoon het, veral in sy offerdood aan die kruis. En dan gebruik hulle hierdie woord vir liefde. Nou word hier gesê, ons moet met gevoel en met ywer moet ons hierdie opofferende liefde najaag. Goed, dan die volgende woord wat ek ook gesê het, hierdie eerste vers, ons gaan nou nie al die verse in soveel detail doen nie. Hierdie eerste vers is 'n baie belangrike vers, het vat eintlik al die gedagtes saam, is streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. Nou daar sal julle agterkom dat die woord wat gebruik word, die okko vir jaag na, en hierdie woord vir streef, het baie dieselfde semantiese waarde. Die woord vir streef sal julle ken. Die Griekse woord is zeloo, en zeloo is die werkwoord, en jy hoor die Engelse zealot, met ander woorde yveraar, hoor jy in hierdie woord, nee. Dis waar die Engelse woord ook maar sy beslag gekry het, om ywerig te wees, om jaloers te wees, om ernstig te begeer. Dit is die gedagte van hierdie streef. Ons kan net so 'n bietjie verder kyk. Die Griekse werkwoord zeloo sluit 'n reeks emosies en aksies in wat verband hou met intense begeerte of ywer. Intense begeerte of ywer. Moet jy hê vir die gawe van profesie. Dit kan 'n positiewe ywer of entoesiasme vir iets goeds aandui, soos geestelike gawes of 'n regverdige lewe. Omgekeerd kan dit ook verwys na
negatiewe jaloesie of afguns. Maar ons weet, Paulus gebruik dit hier in 'n positiewe konteks. In die Grieks-Romeinse wêreld is ywer dikwels as 'n deeg gesien wanneer dit op edele sake gerig is, soos loyaliteit aan 'n mens se stad of die strewe na wysheid, of soos in hierdie geval die strewe na die gawe van profesie. In die Joodse konteks is ywer geassosieer met vurige toewyding aan God en sy wette, soos gesien in die optrede van figure soos Pinias in Numeri 25 vers 11, waar hy dan ywer vir die saak van die Here. Die vroeë Christelike gemeenskap is aangemoedig om ywerig te wees in goeie werke en geestelike groei, wat 'n transformasie van die konsep van blote passie na gedissiplineerde strewe in terme van ons godsdienstigheid weerspieël. So, dit is al twee woorde wat vir my baie kragtig is. Die twee woorde jaag en strewe, jaag liefde, strewe na profesie. Nou goed, profesie gaan ons nou nog baie van hoor in die res van hierdie hoofstuk. Nou dit is die woord profeteo. Nou profeteo is om te profeteer of om uit te spreek deur goddelike inspirasie. Dit bevat ook die gedagte van voorspel. Maar ek is baie versigtig om dadelik daar te begin. As jy met mense praat van profesie, dan spring hulle dadelik na voorspellings toe. Met ander woorde, die openbaarmaking van inligting wat nie vir ander mense toeganklik is nie. En die woord profeteo beteken dood eenvoudig om die woord te spreek. Om in die eerste plek net dood eenvoudig die woord te spreek onder goddelike inspirasie. En ek dink dit is in hierdie konteks dood eenvoudig wat die apostel Paulus die woord ook gebruik. Die werkwoord profeteo verwys na die daad om 'n boodskap van God te lewer. Mense sal sê in ons moderne konteks, preek, verkondig, praat met mense, getuienis lewer. Maar met getuienis lewer bedoel ek spesifiek nie jou persoonlike getuienis nie, maar die woord van God, getuig oor die woord van God. Getuienis wat die woord as inhoud het, wat dikwels behels dat toekomstige gebeure voorspel word, of God se wil verklaar word. Nou as God se wil verklaar word, julle sal onthou, ek maak altyd baie daarvan, dat daar is 'n verskil tussen interpretasie en verklaring. Ek doen nie interpretasie nie, of ek probeer nie interpretasie doen nie, ek probeer verklaring doen. So, ons moet vasmaak aan die begin van hierdie hoofstuk, hierdie goed is baie belangrik, jaag liefde, strewe na profeteo. Wat is profeteo? Dit is spreek die woord. Dit is 'n geestelike gawe wat behels dat jy onder die inspirasie van die Heilige Gees praat. Dikwels, en die woord wat Paulus hier 'n paar keer gebruik, is opbou. En ek gaan nou baie maak van opbou hierna, hoor. En profeteo word nie net gedoen deur dominees nie, maar hierdie is 'n opdrag aan almal, nê? Dis 'n opdrag aan elkeen van ons, elkeen van julle wat by hierdie Bybelstudie ingeskakel is. Maak nie saak wie jy is nie. Opbouing, vermaning en vertroosting. Goed, in die antieke wêreld is profete gesien as tussengangers tussen die goddelike en menslike ryke. In die Ou Testament het profete 'n deurslaggewende rol gespeel om Israel te lei en te waarsku teen oordeel en die koms van die Messias te voorspel. Teen die tyd van die Nuwe Testament was profesie steeds 'n belangrike aspek van die vroeë Christelike gemeenskap wat gedien het om die kerk op te bou en die boodskap van die evangelie te bevestig. Die gawe van profesie is hoog op prysgestel en gereguleer binne die kerk om orde en opbouing te verseker. OK,
net die volgende gedeelte, net die volgende perikoop gaan oor die orde. Jy kan nie opbou hê in 'n gemeente as jy nie profeteo het nie, as jy nie profesie het nie. Jy kan nie profesie hê en dit is wanordelik in 'n kerk nie. Profeteo, profesie werk binne 'n atmosfeer van orde, nie van chaos. Hier spring een op, daar steek een sy hande op, hier slaat een neer, daar lag een, dis chaos. In so 'n atmosfeer werk profeteo nie. Dit is dood eenvoudig net chaos. Goed, so ons gaan nog daarby kom. Nou goed, nou as 'n mens nou, ek gaan nou net hierdie deel, dis nou maar net die Bybel. Paulus maak baie van opbou. En ek sou sê dat die tema van hierdie hoofstuk is dat ons daarna moet streef om uit te munt in die opbou van die kerk, sodat almal kan weet dat God werklik onder ons is. Kyk, Paulus eindig hierdie hoofstuk deur te sê, as mense by julle kom, hoe gaan hulle julle beleef? Dit is verskriklik belangrik dat 'n gemeente hieraan moet dink. Paulus praat met ons as gelowiges hieroor. As daar vreemde mense by ons in die kerk is hulle eintlik eregaste? Hoe sien hulle ons gemeente? Hoe ontvang ons hulle? Dit maak nie saak wie hulle is nie. Hoe voel hulle tuis by ons? Staan ons net daar op die stoep en ons kyk hulle uit? Staan ons maar daar in ons kringetjie waar ons gemaklik is? Of gaan ons na hulle toe? Gaan staan ons by hulle? Gesels ons met hulle? Vat ons vir hulle 'n koppie tee of koffie? Laat ons hulle tuis voel? Ek sê weer eens, dit maak nie saak wie hulle is nie, wat hulle gedoen het nie, is ons hartlik teenoor mense en beleef die gemeenskap ons as 'n warm gemeente en as 'n veilige hawe. As 'n gemeenskap 'n gemeente nie so beleef nie, is dit al oor en oor bewys dat daai gemeente uiteindelik in die moeilikheid beland. Dat sy getalle begin kwyn, dat daardie gemeente sy voortbestaan uiteindelik in die gedrang kom. Nou goed, een van die belangrike dinge wat 'n mens agterkom in hierdie hoofstuk, is ons moet nou jaag na liefde en strewe na profesie, omdat ons die gemeente wil opbou. Die gemeente is vir ons belangrik, want God se eer is vir ons belangrik, nee. Nou goed, opbou van ander sowel as van jouself, en dan is daar ook die saak van opbou van die verstand en die gees. Mens kom ook agter dat Paulus daaroor praat, en dan in die derde plek, opbou van gelowiges en ongelowiges. As vertrekpunt sê ek dat die Here Jesus Christus bou sy kerk. Hoe bou hy sy kerk? Dis baie duidelik dat hy gebruik mense om sy kerk te bou. Nou Paulus verwys nie in hierdie hoofstuk nie, wel byvoorbeeld in sy brief aan die Efesiërs, verwys hy na die belangrike rol wat amptdraers speel, dienste speel in die opbou van die kerk, want hulle is die voorlopers as dit kom by die gawe van profeteo, om die woord te verkondig. Die Here bou sy kerk op deur mense te gebruik, maar hulle gebruik die Bybel. Jy kom nie met jou eie gedagtes, met storieetjies, speelietjies, vermaak, of enige van daardie tipe goed wat vandag deesdae so populêr in die kerk is, basies 'n show nie. Die woord van God moet die middelpunt vorm van die gemeentelike lewe, want dis die wyse waarop die Here Jesus Christus sy kerk opbou. Nou ja, jy moet jouself opbou. In die eerste plek, en Dominee weet dit, moet jy jouself as predikant opbou in die woord. Jy moet besig wees met die woord van God, sodat jy die gemeente kan opbou aan die hand van die woord. In die lig van hoofstuk 13 is daar een doel vir die gebruik van gawes, en dit is opbou. Liefde vir die heiliges. Is jy lief vir jou medegelowiges? Antwoord vir jouself daardie vraag. Paulus vergelyk twee gawes met hierdie standaard van die liefde. Die twee gawes wat hy vergelyk is profesie
en sprekende tale. Nou, die Korintiërs weet ons, het baie gemaak van die sprekende tale, net soos wat baie in die charismatiese of pentakostalistiese beweging vandag baie maak van die sprekende tale. Ja, as jy net in tale kan spreek, dan is jy daarom 'n uitsonderlike supergelowige. So, jy weet, hulle praat baie daaroor, hoe spreek hulle in tale, hulle val het hier, en hulle val het daar. En jy dink, wow, dis wat die effek is, dis die effek wat hulle wil hê. Wow, wat 'n wonderlike gelowige. Maar as jy 1 Korintiërs hoofstuk 14 lees, dan kom Paulus en hy sê, dit is nie so wow nie. Julle het dit verkeerd, julle lê die klem op 'n verkeerde plek. Die gawe van profesie is om met die hart en die verstand verstaanbaar die woord van God te spreek onder die inspirasie van die Heilige Gees. Dit is 'n belangrike gawe. Dit is wat nodig is vir die kerk. Hy meet hulle aan hoe hulle die kerk opbou. Hy sê, profesie bou die kerk. Hy sê, die sprekende tale bou die individu. Dit is nie dat die sprekende tale verkeerd is nie, maar dit is net vir die individuele persoon. Is dit algemeen vandag? Nee, dit is nie algemeen vandag nie. Mense gee baie keer voor wat sogenaamd in tale spreek. So nou en dan kom die katekisasie kinders met 'n videoetjie weer van iemand wat kastig nou in tale spreek, en dan is hulle nou daardeur in die war gebring, en dit klink vir hulle vreemd. Ja, die sprekende tale kom nog voor vandag, maar dit is nie so algemeen soos wat hierdie mense wil voorgee nie, en baie mense is ook maar besig om voor te gee, omdat daar so baie druk is, om hierdie gawe te openbaar, sodat jy so 'n bietjie kan styg in die oë van mense. Kom ons los dit maar, om te probeer belangrik wees in die oë van mense. Kom ons probeer eerder dienaars wees van God, en nie leiers wees van mense, mense te wees waarvan ander mense baie dink nie. Kom ons laat God eerder iets van ons dink, as wat mense van ons iets dink. En daarom gaan hy voort, waar hy opgehou het, en hy sê, jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Hy sê, julle het omgekeerde waardes, dit lyk asof julle vertoon, julle wil vertoning hou, julle wil mense vermaak. Ons weet, ja, vandag is ons in die tyd van die liberalisme en die individualisme. Mense glo, hulle het reg om vermaak te word, besig gehou te word, wanneer hulle kerk toe gaan. Hulle kinders moet, soos by die Spur, eenkant toe gevat word, en hulle moet in 'n lekker speelarea, speels, moet hulle ietsie leer, en hulle kan rustig sit en ontspan. Hier is letterlik 'n plek hier op die rand, waar jy het verskillende opsies, hoe jy na die erediens wil gaan luister. Een van die opsies is, as jy nie daar binne wil sit nie, gaan sit jy in die koffiewinkel, en daar is gemakstoele, en daar kan jy rustig in 'n ontspanne atmosfeer met 'n koppie koffie sit en luister. Nou ja, op wie is jy dan gerig? Op jouself of op God? Is die erediens dan nog 'n ontmoeting met God, of is dit eintlik maar ter wille van jouself? Julle het dit omgedraai, die wêreld draai dit vandag weer 'n keer om. Dit is vir julle belangrik om julle spiritualiteit te wys, eerder as om werklik geestelik ingestel te wees. Julle misbruik die gawes en onteer so die gewer daarvan, wat uiteindelik dan ons Here Jesus Christus is, deur die werking van die Heilige Gees. Dit is interessant, dat as jy 'n bietjie gaan kyk na die lysie van die gawes, as Paulus dit noem, dan noem hy dit gewoonlik hier na die einde toe. Hy het dit nooit baie vroeg genoem nie, en in sy latere briewe meld hy nie eers meer hierdie gawe van glossolalie, die sprekende tale nie. Soos wat hy in sy eie tyd wil dit vir 'n mens lyk. As jy kom by sy testamentbriewe, 1 en 2 Timoteus, dan lees ons nie eers meer daarvan nie. En daarom sê ek ook, dit moes geweldig al afgeneem het op daardie stadium, maar dit was ook nie belangrik genoeg om dit weer te noem nie. Die klem op die sprekende tale dui nie op opbou en groei in 'n kerk nie, maar eerder op verkeerde beklemtoning
As daar verkeerde beklemtoning is, dui dit op verval en dwaling. Met ander woorde, dit dui eerder op deformasie, as wat dit dui op reformatie. Terug na die waarheid toe is reformatie, deformatie is weg van die waarheid af. Paulus sê dus ja, jaag die gawes na, maar bou vir jou 'n geestelike CV op, en streef eerder na die gawes wat die kerk opbou. Wat die kerk opbou, nie wat jou medegelowiges opbou. Wat bou jou medegelowiges op? Verstaanbare, bemoedigende, woordverkondiging, huisbesoek, katkesasie, bybelstudie, raak by hierdie goed betrokke, neem leiding, lees vir mense, bedien hulle, bemoedig hulle. Sy gevolgtrekking vind ons in vers 12. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Stigting van die gemeente is dat daar vrede kan wees, dat daar harmonie kan wees, dat daar binne hierdie atmosfeer van harmonie, van shalom, dat daar groei plaasvind, dat mense ontwikkel in hulle verhouding met God. En ons moet op mekaar let in die verband en mekaar daarin probeer begelei en bemoedig. In ons tyd van individualisme, waar geloof suiwer persoonlik en privaat is dit iets wat die kerk moet hoor, dat ons mekaar nie kan ignoreer nie. Dis nie ek met my gawe nie, dis ek met my gawe binne die gemeente, daar vir my medegelowiges. So nou kan ek vir jou vra, hoe? Sê bietjie vir my, hoe gebruik jy die gawe of gawes wat die Here vir jou gegee het? Is ons bloot hier om ons eie geloof te laat groei, om persoonlik sterker te word, of gee ons opreg om oor die opbou van ons gemeente en oor die verhouding van hierdie mense wat my medegelowiges is met God? Ek raak baie bekommerd wanneer ek byvoorbeeld iemand sien verval in sonde, want dan weet ek daardie persoon se verhouding met God is in gedrang. Daai persoon se verhouding met God is nie meer gesond nie. Dit is vir my 'n bron van kommer. Ek kry seer as ek dit sien en daarom doen ek iets daaraan. Dit is natuurlik Matteus hoofstuk 18, dat ons 'n verantwoordelikheid het om op mekaar te let. Dis die beginsel van die liefde van 1 Korintiërs hoofstuk 13. Het jy jou medegelowiges lief? Of is jy eintlik met hulle geïrriteerd? Is daar sekere mense wat jy eintlik nie graag daar wil hê nie, wat jy nie van hou nie? Wel, dan moet jy gaan kyk of jy werklik die gawe het van die liefde. Jy moet jou weer daarop toelê, jy moet dalk weer daarvoor bid. Is ons nie vandag te veel op onsself gerig en net met onsself besig nie? Want in 'n sekere sin was die spreek in tale daardie gawe wat die private en persoonlike geloof tentoongestel het, maar hulle het dit gebruik om daarmee te spog. En spogtery pas nie by ons as gelowiges nie. Maar Paulus het reeds aan die begin van hoofstuk 12 duidelik gemaak dat elkeen wat Jesus as Here bely, die Gees het, en die gawes is bedoel ter wille van die kerk, en dit is hoekom tale baie minder voordele het as profesie. Want tale is vir die individu, dis vir die privaatkamer. Dit is nie vir die gemeente nie. So in die eerste plek, daai ouens wat hulle eredienste inrig rondom neerval, lag, allerhande vreemde klanke en tale, hulle is besig om die punt heeltemal te mis. In die middelpunt van die ontmoeting met God is die spreek van God tot die gemeente. Daarom is die preekstoel fisies voor die gemeente, dis die fokuspunt van die gemeente. Ons argitektuur sê dit, ons het nie eers mooi vensters in ons kerkgeboue sommer nie, definitief wat nie tonele uitbeeld, wat die aandag kan aftrek weg van die preekstoel af nie. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.
as hulle nie die punt verstaan nie, sê hy dit meer bondig in vers 4, wanneer hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Dink aan die gemeente, vergeet van jouself, vergeet van jouself, vergeet van jouself. Al kan ek watter taal vlot praat, sê nou maar Mandarijns, ek meen Mandarijns, as jy dit vandag kan praat, is jy waarskynlik baie goed geposisioneer met China wat so 'n geweldige mag in die wêreld word, maar jy praat Mandarijns en die mense verstaan jou nie, hoe gaan jy enige iemand kan bemoedig? Daarom het ons ook die beginsel dat ons probeer 'n moedertaalspreker kry om te preek vir die mense in hulle eie taal. Dis wat ons as gemeente gedoen het met ons sendingprojek, ons spandeer baie daaraan en 'n mens wil nie eers dit tel nie, maar ons spandeer baie daaraan want ek is nie 'n moedertaalspreker nie en al was ek daar die mense se moedertaalspreker, het ek nie in daardie kultuur groot geword nie. En dit maak dit baie moeilik om vir hulle te preek. Die woord profesie het ons al reeds na gekyk. Dit gaan dus om die woord van God tot opbou en bemoediging en troos te spreek. Talente is daar, of dan gawes is daar, om jouself, soos wat die wêreld dink, dis hoe die wêreld dit verstaan, jy kry hierdie talente om jouself en jou loopbaan en jou toekoms te bevorder. Paulus sê hier in 1 Korintiërs 14, al daai goed wat jy gekry het jy gekry om die gemeente te bevorder, waarvan jou hemelse Vader jou deel gemaak het. Dit is nie vir jou om vir jouself te gebruik, om jouself te verryk nie. Dit is daar sodat jy die gemeente kan bevorder. Is ek en jy bekommerd oor ons naaste se geloof en vertroue soos ons is oor ons eie? Kyk ek na my medegelowige? Het ek 'n verantwoordelikheid teenoor my medegelowige? Ja, jy het. Nie om te kyk en om te beskinder of te bespreek nie, maar om te gee en om te help, om te bemoedig, om te troos, om te dra. Dit is weer die hart van die hele wet. Liefde vir God en die naaste. Die gemeente is daarmee besig. Die doel van ons lewe. Dit gaan goed met die een wat die gawes nastreef, wat die kerk opbou. Jy sien, 'n kerk wat dit nie doen nie, is baie gou in die moeilikheid, want dit word 'n koue kerk. Niemand wil deel wees van 'n koue kerk nie. Dit beteken nie dat Paulus gedink het dat die spreek in tale nie belangrik is nie, maar wel dat dit nie so voordelig vir die kerk is as wat dit is om te profeteer nie. Hy sê, daarom, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. Sodat die gemeente stigting kan ontvang. Dus broer en suster, ek dink hierdie gedeelte is eintlik kristal helder, duidelik. Maar die punt is, die wêreld wil nie luister nie, en sekere gelowiges wil ook nie luister nie, want dit is nie vir hulle sensasioneel genoeg as daar net gepreek word nie. Hulle wil vermaak word. Hulle hartsgesindheid waarmee hulle kerk toe gaan is verkeerd. En daarom moet jy al Saterdag bid oor jou hartsgesindheid vir môre as jy met die erediens gaan bywoon. Ek dink ons onderskat dikwels God se siening van die kerk. Daarom trap ons maklik in die struik om te dink die kerk is net daar om ons geloof op te bou. Die preek is daar sodat ek pitkos kan kry. Die kerk is daar want dit moet werk aan die koninkryk van God tot die eer van God. Ons moet nie klein dink van ons roeping nie. Ons kom nie om bedien te word nie, en ek sê dit vir u baie, want ek kry dit nog so gereeld, dat mense hierdie idee het dat hulle moet geservice word. Hulle moet iets kry vir die ou bydraakie wat hulle gee.
Hulle verstaan nog nie dat ons is daar om te dien nie. Dit is die ouderlinge en die diakens se werk om die kerk te bou. Maar Paulus maak hier, en nie net die ouderlinge en die diakens se werk nie, dis wat mense dink, dis ons almal se werk. Ons almal kan die woord van God verkondig. Ons almal kan profeteer, want ons het die Heilige Gees ontvang. Ja, ons kan dit nie almal ewe goed doen nie, maar jy moet dit kan doen. Minstens basies, want jy het tog die Gees van God ontvang. Maar Paulus maak hier sowel as elders duidelik dat hierdie werk van opbou van die kerk die bediening van elke gelowige is. En ons moet daardie dinge soek wat dien om die kerk in liefde te versterk en op te bou, sodat ons as liggaam volwassenheid in Christus kan bereik. As die predikant wil ek hier dat ons almal profete, priesters en konings moet wees. Ek wil die gemeente opbou en toerus om dit te kan doen. Dis hoekom ek hierdie Bybelstudies hou. En ek hoop dat nog meer mense gaan inskakel, dat ek hulle kan opbou en toerus, sodat hulle beter toegerus kan wees om profete, priesters en konings te kan wees. Ons hoef nie ons kennis wat ons oor jare opgebou het, net vir onsself te gebruik nie. Jy bou dit eintlik op om in diens te gebruik van ander mense. Paulus vergelyk die spreek in tale met iemand wat 'n instrument bespeel sonder om musiek te maak. Dit is eintlik maar net 'n geraas. Ek verwys hier na 'n kind wat op 'n klavier speel. Jy kan nie verstaan wat daar gespeel word nie. Dit is maar net 'n geraas. Spreek in tale dien nie eintlik 'n doel nie. Dit is eintlik dan nou maar net ook maar klanke. Soos hy in vers 6 sê, maar nou broers, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek, of deur 'n openbaring, of deur kennis, of deur lering nie. Ek gaan voordeur te sê, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. Ek wil nie ons moet vreemdelinge wees vir mekaar nie, en daarom probeer ek die woord altyd verstaanbaar te bring. Ons wil mekaar opbou. Ek wil die gemeente opbou, maar daardie boodskap wat jy ontvang, gebruik jy weer tot opbou van ander. Ons word opgebou in verstand en gees. Profesie is nie net beter omdat dit die kerk opbou nie, maar dit is ook beter omdat dit die verstand en die gees betrek. Verstand en die hart betrek. Hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Paulus bemoedig ons om die hele mens te betrek. Dit beteken, jy sit jou telefoon een kant, jy konsentreer, jy sonder jou af, jy berei jou voor, jy maak tyd. As jy nie tyd gaan maak nie, gaan jy nie by die punt kom dat jy groei en ontwikkel nie. Mense het vandag nie tyd nie, want hulle is te besig. Maak tyd. Onthou nou wat was die werkwoorde waarmee hy begin het. Jaag die liefde, strewe met ywer na die gawe van profesie. Die Griekse term wat met onvrugbaar vertaal word, wat hy gebruik, as hy sê, maar my verstand is onvrugbaar, het die idee van nutteloos. Hierdie term word in die Nuwe Testament nooit in 'n positiewe sin gebruik nie. Petrus spoor ons aan om nie nutteloos of onvrugbaar te wees in 2 Petrus 1 vers 8. Paulus leer hier dat om te bid op 'n manier wat onverstaanbaar is, nie iets is wat hy wil hê hulle moet doen nie. Hulle moet bid op 'n manier wat vir hulle en vir ander verstaanbaar is en opbouend is. Anders loop hulle die risiko om geassosieer te word met die dronk Griekse orakels, al waar mense te veel gedrink het. Van tonele in die hemel tot die tempel, tot die bovertrekke, tot die tuin van Getsemane, tot bote en die meer, die skrif is vol van gebede. Maar weet jy wat, as jy gaan kyk na al daardie plekke waar daar gebid word,
is daar nie een voorbeeld in die Bybel van waar daar nie in 'n verstaanbare aardse taal gebid is nie. Daar is nie 'n voorbeeld in die Bybel wat opgeteken is van hierdie gawe van glossolalie nie, maar verstaanbare gebede, daarvan is daar baie voorbeelde in die hele skrif. En dit behoort tog nou klaar vir 'n mens te wys, weer 'n keer, dat die gawe van die spreekentale is nie so belangrik soos die gawe om verstaanbaar te bid, verstaanbaar te spreek nie. Paulus sê in werklikheid, laat die gees en die verstand saamwerk. As jy in openbaar bid vir jouself en vir ander, bid eenvoudig. Soos hy in vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek bid onder leiding van die Heilige Gees, maar ek gebruik my verstand om te formuleer. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Betrek die hele mens, verstand en hart, terwille van die hele kerk. Te dikwels fokus ons op die emosie en die gevoel, sonder om op die verstand en die orde te fokus. Deesdae in die wêreld wil mense nie weet van die orde nie, hulle hou van die emosie, van die belewing, ons kom nog weer daarby, dis 'n belangrike deel van die konteks van hierdie hoofstuk. Op ander tye fokus ons op die verstand, sonder om behoorlik aandag te gee aan die gees. Goed, ek sluit af hierdie gedeelte met Paulus se woorde waar hy sê, in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig, as 10.000 woorde in die een of ander taal. Nou ja, profesie is 'n baie belangrike teken vir gelowiges, en spreek in tale is eerder 'n teken vir ongelowiges. Broer sê, moenie kinders wees in julle verstand. Hy sê, wees soos volwassenes, en redeneer soos volwassenes oor hierdie saak. Die teken vir die ongelowiges het hy spesifiek waarskynlik die Jode in gedagte. Hierdie tale is nie eerstens bedoel vir die opbou van die kerk nie, want dit word beter gedien deur die gawe van profesie. Maar tale is 'n waarskuwingsteken vir die ongelowiges, veral waarskynlik vir die Joodse volk, sodat hulle kan luister en gewaarsku word, dat as hulle nie bekeer en gehoorsaam nie, daar 'n oordeel sal kom. Hierdie gawe van die tale het op daardie stadium vir die Jode gesê, ons moet nou luister, die Messias het gekom. Hierdie dinge is geprofeteer in die Ou Testament. Die tyd het aangebreek. Hulle het ironies genoeg met die tale teenoor hulle medebroers gespog as 'n teken van die Gees. Maar Paulus sê dit is eintlik 'n teken vir die ongelowiges. Nou spog hulle teenoor gelowiges. Christendom is vreemd aan die wêreld en kan nie verstaan word as dit nie verduidelik word nie. Dit is hoekom wanneer daar ongelowiges inkom en al wat hulle hoor is hierdie vreemde tale en klanke, gaan hulle dink, sê Paulus, julle is van julle verstand af. Hoe gaan jy iemand so vir Christus wen? Ons praat hier nou van rou ongelowige mense. As hulle dit sê, beteken dit hulle het niks in gemeen met die Christendom nie. Hulle wil wegstap daarvan, maar dit help hulle glad nie, behalwe om te wys dat hulle buitestanders en vreemdelinge is. Hulle kan nie daardie tale spreek nie, maar hulle kan vir hulle self sê, ek sal ook verstaanbaar hierdie evangelie kan verkondig soos hierdie mense. Ek sal ook by hulle kan wees, ek sal ook hier kan behoort. Maar as jy spreek in tale, hou jy eintlik mense uit. Maar as almal profeteer, en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is. En sal dit nie wonderlik wees nie, is dit nie juis wat ons wil bereik nie? Dat daardie persoon wat nou daar ingekom het in ons gemeente besoek,
kom by die punt dat hy saam met ons neerval en God aanbid. Met alles wat jy oor die kerk in Korinthe kan sê, is dit ongelooflik. Hoeveel mense sal wanneer hulle as 'n buitestander of 'n ongelowige by die kerk instap, hierdie soort reaksie hê. Hoe gebeur dit? Dit is wanneer God se stem duidelik gehoor word en die Gees daardie stem neem en die persoon oortuig sodat hy tot verantwoording geroep word, die geheim van sy hart geopenbaar word en hy val op sy aangesig in aanbidding. Soek die gawes wat ander opbou, nie net jouself nie. Soek die gawes wat die verstand betrek, nie net die gees nie. Soek die gawes wat voordelig is vir diegene wat buite is, sowel as diegene wat binne die gemeente is. Oefen jou gawes liefdevol uit teenoor jou medegelowiges en teenoor elkeen wat die gemeente besoek. Ek dink, ek het 'n paar vrae opgestel, ek dink nie ek gaan hulle beantwoord kry nie. Ek wil vir julle geleentheid gee om dalk 'n paar opmerkings te maak of vir my vrae te vra. Ek wil dalk net saamvat en sê, dit is dus duidelik dat ons jaag die liefde na, ons strewe na die gawe van profesie, om die gemeente op te bou, medegelowiges, maar ook om mense te kan wen vir die koninkryk van God, hulle wat ons gemeente besoek. So die gawe van spreek in tale is dus van veel minder waarde as die gawe van profesie. Enige vrae of opmerkings? Ek net gou hier deurblaai. Dis regtig 'n belangrike gedeelte hierdie. Daar's baie vrae hieroor. Mense word gereeld hiermee gekonfronteer. Gewoonlik vanuit iemand wat kom uit 'n hoogmoedige plek om te sê, dis wat ek kan doen, wat kan jy doen? As jy dit nie kan doen nie, beteken dit jy is net nie 'n gelowige van dieselfde stoffasie as ek nie. Paulus veroordeel juis dit. En tog gebeur dit vandag nog steeds. Goed, kom ons sluit hierdie Bybelstudie af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie dat die gawe van profesie, die verstaanbare verkondiging van die woord onder leiding van die Heilige Gees, is die gawe wat ons elkeen ook kan beoefen. Ons is nie almal ewe goed daarin nie, maar ons almal kan verstaanbaar onder leiding van die Heilige Gees uitgaan. Ons kan met mense praat. Ons bid dat U hierdie gawe nog meer in ons sal ontwikkel, dat ons nie sal dit beïnvloed deur mense wat ons minderwaardig wil laat voel, omdat ons nie die een of ander sensasionele ding kan doen nie. Gee, Here, dat ons altyd U eer, altyd eerste sal soek, en nooit ons eie eer nie, dat ons nooit in ons eie oë belangrik sal wil wees nie. Bou ons gemeente, gebruik ook hier die Bybelstudie geleenthede, om ons gemeente op te bou. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek sluit vir ons die Bybelstudie dan hier af. Ons gaan